Dit is nou weer tyd om oor geldsaake te gesels en gelukkig hoef ons dit nie alleen te doen nie. Thys van Sail is hier om die wêreld van finansies vir ons 'n bietjie meer verstaanbaar te maak. So Thys, welkom terug. Lekker om te wees, Elsa. Goed, ons begin met die situasie rakende Iran, Israel en die Verenigde State van Amerika. Wat presies het gebeur en waarom het die wêreldmarkte so sterk gereageer? Ek dink Elsa net weer eens, as 'n mens byvoorbeeld net gaan terugkyk net oor die laaste week se gebeure, was daar baie strategiese tipe van aanslag gewees op sekere van amper half dit sê bates, want dis eintlik wat dit is. Jy weet, van die olie word gesien as 'n bate. So daar's baie infrastruktuur teikens wat gebom was, as ou die regte woord ook daarvoor wil gebruik. Maar natuurlik, jy weet, die grootste skok was gewees dat Iran byvoorbeeld die ander golfstate aangeval het. Wat Donald Trump selfs verbaas was oor, jy weet, in sy toespraak maandag aand gewees. So die grootste ding is wat nou maar basies weet hier gebeur is 'n aanslag tot basies jy weet politieke redes tussen lande met mekaar, maar die invloed daarop is meer finansiëel gekoppel, jy weet, aan die wêreld, aan my en jou byvoorbeeld, die oorwas daarvan. So en dit is eintlik nogal 'n bietjie sleg en ironies om te dink ja dat byvoorbeeld sulke state vir 'n sekere aspek, jy weet, 'n aanslag maak op 'n land, maar dat die impak oorspoelend wêreldwyd is. En dit kan 'n baie groot wat saam impak hê op wêreldekonomie. Goed, die Straat van Hormuz, waarom is dit so belangrik vir die wêreldekonomie? Voordat ons daaroor praat, jy hoor my Ek het gehoor wat ek was nie seker wat. Okay. Nee, ek speel sommer. Nee, die Straat van Hormuz is eintlik so belangrik want 20% van die wêreld se produksie gaan daardeur. So as 'n ou byvoorbeeld sien is daar enigstens 'n probleem is wat daar gebeur, dan is daar amper daadwerklik onmiddellike tekort aan olie, wat dan onmiddellike impak het, jy weet, op wêreldekonomie en onmiddellike impak het op inflasie en natuurlik prys. En ons het dit weer eens gesien die laaste week op Suid-Afrikaanse markte en ons het dit ook gesien toe wat ons omtrent oor die dollar en die rand se wisselkoers se verskil ook. En natuurlik groot aandelewisseling byvoorbeeld soos op Tugela Resources en Sasol. Maar boonbehalwe dit is die langdrewende tipe van impak wat dit mag hê. Ja. Goed, Thys, die prys van olie, jy het nou net daarna verwys en mense het gesien dat dit hier afgelope week baie skerp gestyg het. Hoe ernstig is hierdie beweging as 'n mens so daarna kan verwys? Kyk, as ons nou weer eens gaan kyk, net in die laaste week was daar klaar groot skuif gewees, jy weet, op die olieprys, maar die grootste probleem is wat ons het vir elke $10 wat die olieprys basies weet stelselmatig styg, dan is daar inflasieverhoging wêreldwyd, dit hang nou maar af of jy in die eerste wêreldland is en of jy in 'n tipe van 'n derde wêreldland is, dan gaan hy op met tussen 0,3 tot 0,5%, en dit is nogal skokkend, né? So dan word hy vir elke liewe keer as hy $10 opgaan, dan het hy uit daai wat som verskil, maar die grootste probleem kom jy in hierso van so $95 tot $110. Want Suid-Afrika basies weet is baie afhanklik om al sy olie in te voer. En as ons 'n verswakte rand het teen 'n olieprys wat basies weet so aggressief basies weet hand uitdruk, dan sit jy met 'n scenario waar Suid-Afrika byvoorbeeld daai inflasie teiken het van 3 tot 4%, waar jy waarskynlik weer 5 tot 7 kan word en waar jy byvoorbeeld verwag vir rentekoersverlagings, kan jy weer eens sien rentekoersverhogings in 'n resessie wat kan volg. Ja, ek dink dat sommige mense wat voel, jy weet, dat ek dink mense kyk vanuit verskillende perspektiewe na hierdie situasie, maar ek bedoel iets wat my nogal bekommerd maak, is die 5 olieaanlegte wat Saterdag aand getref is. En ek dink dit sluit aan by hierdie olieprys en wat 'n mens moontlik in die toekoms kan verwag. So dink jy ons het rede om ernstig bekommerd te wees? Ja, ek dink ja, dit brandstofprys. Ja, presies dit, want ek bedoel brandstofprysverhogings het 'n direkte impak op my en jou sak. So met ander woorde net jy weet om ons karre vol te maak, maar op produksie en vervoer, algemene lig en wat saam seevaart en natuurlik as jy kyk normale groot wat saam produsente wat hulle vragmotors gebruik om voorraad aan te ry. So daar's 'n direkte impak dan ook op kosprys en dit het weer 'n impak jy weet op die algemene bruto binnelandse produk. So daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel wat hierdie ding kan verkeerd laat loop, maar weer eens as 'n mens gaan kyk na OPEC wat klaar basies weet in OPEC Plus wat klaar basies weet kom ons sê net maar stappe geneem het om baie olieproduksie op te tel en basies weet reserves te kan bou, maar hulle het nog steeds nie genoegsame olie wat hulle byvoorbeeld kan bymekaar maak nie, want hulle maak ongeveer so 40% van wêreldwye produksie bymekaar, waarvan hulle omtrent 70% van die reserves basies weet beheer, maar om nog steeds 20% se produksie
posisie te gaan opmaak teenoor 'n 40% wat hulle oor beheer het, is amper onmoontlik. So met ander woorde kan hulle 'n verligting maak definitief, maar die prys basies te kan beheer om 'n faktor in te prys van $100 plus, ek dink dit is moontlik nie. Goed, is daar enigiets anders rakende wêreldmarkte en die reaksie van wêreldmarkte oor die algemeen wat jy sal wil uitsonder? Ek dink as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, die een ding wat uitgewys het is die goudprys het selfs verswak. Waar mense baie kere gedink het baie mense hardloop weer terug na goud, is wat ons in die laaste amper paar jaar kan ek nou maar sê, die laaste 2 jaar al gesien het eintlik verswak. So ek dink ja, mense begin nou amper sê ek maar kan myself ook nie oordiversifiseer byvoorbeeld in goud met hierdie tipe van tye nie. Ek moet na 'n ander plek toe gaan en baie kere waartoe hulle dan gaan is byvoorbeeld soos government bonds en bonds wat in dollar geprys is byvoorbeeld in die Amerikaanse state. So met ander woorde, dis hoekom ons ook weer sien die dollar wat weer versterk teen al die vernaamste wisselkoerse. So dan gaan hulle weer terug na daai tipe van elemente toe, van rentedraende tipe van element. So maar die algemeen, jy weet die JSE het nog gevat van ongeveer so tussen 7 en 8%, waar die S&P 500 byvoorbeeld uitsonde van so 3,5%. So wêreldwyd is maar tog 'n impak. Goed, Thys, wat anders beteken hierdie vir Suid-Afrika, want ek meen ons het ook nou die afgelope naweek gesien dat daar berig word oor die feit dat Amerika en Israel nogal vies is vir Suid-Afrika se reaksie en ook sê enige vriend van die Ayatollah is nie 'n vriend van ons nie. Ja, ek dink nogal, jy weet, veral om net vir die kyker ook uit te wys. Ek dink ja, in tye soos hierdie moet ou nie byvoorbeeld nou gaan, jy sê dat daai panic selling gaan realiseer nie, want 'n verlies op papier is basies, jy weet, 'n verlies tot jy dit realiseer, tot jy fisies die aandeel verkoop. Maar weer eens, het ons al 'n paar maande terug al gesê, byvoorbeeld, as hy gaan kyk, hoe hy hoog basis, jy weet, presteer het oor die laaste 12 maande, een of ander gegeewe tyd, ja, aandele is 'n langtermynvisie wat 'n ou byvoorbeeld uitoefen, jy weet, in jou portefeulje, maar daar is wel 'n termyn, ander langtermyn tipe van visie. So met ander woorde, as jy byvoorbeeld tot 'n sekere punt kom, dan is dit daai tyd om te sê, okay, maar ek het goeie geld op die aandelebeurs gemaak, ek moet dalk 'n bietjie herdiversifiseer, of van daai tipe van hoë aandele sal ek moet afval, jy weet, uit my portefeulje uit, en kyk ja wat gebeur. So wat 'n feit is, wat nou byvoorbeeld sien om by jou vraag uit te kom, is dat alles is deesdae sosiale media. Ek bedoel, so jy kan basies, jy weet, nie soos in die 80s, jy weet, teenoor vandag, jy sien 'n ding kom. Ja. So dit is nie meer 'n ding wat 'n skok is nie. So dit is 'n ding wat nou, boom, hier's dit nou, en ek moet basies weet die verby die lampaalry wat in die destyds op die beeld was, om te sê, ja, maar hier is my nuusberigte, jy weet, vir die dag nie. Wat eintlik interessant was, ek mis dit baie kere, maar nog steeds. Vandag is alles so, you must see it coming. So as dit jou tref en jy het nie daarvoor voorberei nie, dan is jy ook tot 'n groot mate by die verkeerde wat so 'n beleggingshuis, sal ek sê, nommer 1. En nommer 2, as 'n mens byvoorbeeld ook kyk na sosiale media, ja, maak net seker jy volg die regte tipe van nuus in plaas van fopnuus. Ja. Ek bedoel, soos byvoorbeeld, en my skoonma gaan my ek kom met nou Dun ys. dun ys oor die naweek bietjie saam met hulle geëet en goeters en wat en sy's nou 71, baie geluk skoonma met jou verjaarsdag. Maar sy het byvoorbeeld vir my gesê, wat se naam, is dit akkuraat om te sê Amerika gaan vir Suid-Afrika inval? Jy weet, en ek sê toe vir my skoonma, nee, ek het nie wel lees jy dit nie, en sy sê toe byvoorbeeld dit is op sosiale media. En ek dink toe net by myself, mense moet nie so ver gaan as om byvoorbeeld hierdie berig waarna jy verwys, of hierdie sosiale media waarna jy verwys, as 'n aankondiging verkeerd vat en sterkies daan sit, want dit basies laat gewone beleggers, die gewone man op straat, die verkeerde besluite maak, as gevolg van stories wat byvoorbeeld aangeheg word. Maar die feit dat ons nie 'n goeie verhouding het met die met Amerika en die Trump-administrasie, is definitief daar, maar om daadwerklik so ver te gaan, sal ek nie daar gaan nie. Ek dink mense is meer bekommerd oor hoe dit handeldryf kan beïnvloed tussen die twee lande, maar dis dalk 'n gesprek vir 'n volgende keer, of nou as ons nog tyd oor het. Ek dink sommige beleggers is ook bekommerd oor 'n moontlike wêreldresessie indien hierdie konflik vererger, want ek meen ons het ook nou verneem dat Israel gesê het hulle sal enige opvolger, jy weet, teiken. Ja. So wat het jy daaroor te sê? Ja, ek dink weer eens as jy terugverwys na wat sosiale media het Donald Trump so halwe grappie in sy jas gemaak om te sê, ja, jy weet, hy is in beheer van die wêreldsekonomie en hy is op boonop besig om job creation te create, jy weet, en hy sê, ja, want hy wil basies, jy weet, seker maak hy kies die volgende leier, jy weet, van Iran. En ek dink, ja, daar is bietjie, jy weet, pushing the pot a little bit, jy weet, van het raak nou maar daai pressure cooker, en hoe meer jy basies wat saam beheer wil afdwing, hoe meer gaan basies sekere elemente van daai land byvoorbeeld wil
wat wil opgee, jy weet, of dan nou gaan toegee, want jy kan net so veel druk opsit, dan raterhand, dan word dit 'n rebellie, en jy wil glad nie meer oorgee nie. So, die grootste probleem is, hoe langer hierdie konflik gaan neem, hoe groter is die kans van 'n wêreldresessie, so eenvoudig soos dit, en ongelukkig sit jy met twee wêreldleiers wat basies nie baie bekommernis het oor 'n wêreldresessie nie, want daai tipe van element is nie hulle dryf nie, hulle element is heeltemal 'n ander element, jy weet, wat natuurlik 'n gesprek is op 'n ander dag. Goed, wat moet beleggers in sulke tye doen? Ek dink weer eens, moenie in daai paniekval van byvoorbeeld omstreekse stories, byvoorbeeld sosiale media wat aangepas word. Kyk dat jy daai credible news kry. Jy weet, as jy byvoorbeeld aan 'n regwaar wil besluite maak saam met jou finansiële beplanner, en natuurlik, jy weet, moenie in paniek gaan en aandele net verhandel nie, maar weer eens, daar kom 'n sekere tyd waar jy wel daai aandele gaan moet verhandel as hy byvoorbeeld oor 'n prys gaan, jy weet, en natuurlik, jy weet, waar jy dan na ander sektore toe moet kyk vir byvoorbeeld vir nog 2, 3, 4, 5 jaar vorentoe. En dis definitief 'n gegewe om portefeuilles te herbalanseer, maar herbalanseer die portefeuilles vir die regte rede en nie byvoorbeeld vir 'n rede soos uit paniek uit nie. Dis vir my jammer dat jy nie daai byklank van nou byderhand het nie, want ek sou nog iets verbyvoeg en sê, en besoek Everest Advisory Services, wat jou te alle tye ingelig sal hou, en op die regte pad sal hou wat jou finansies betref. Thys, baie dankie vir jou insig. Goed, net hierna gaan ons so 'n bietjie wynplaas toe, maar nie vir die wyn nie, vir die ligte. So maak seker jy bly net waar jy is, en moenie vergeet van Goeiemôre Good Morning se heruitsendings nie. Daar is een om 10:00 en dan 'n ander een om 2:00 vanmiddag. Goed, so kuier steeds saam. So ek sal sê skink maar liewer 'n koppie koffie. Ons is net hierna weer terug.